Goeiemôre, dames en heren. Hartelijk welkom by hierdie seremoniële onthulling van ons geliefde broer, vriend, kameraad, leier, skoolhoof, vakbond, organiseerder, sekretaris, stigtingslid. Ek weet nie wat om byvoeglik tot Rendel van den Heever se loopbaan en sy pad op aarde te noem, maar dis alles. Ek dink Rendel was seker net nie 'n predikant gewees nie. Maar andersins was hy alles onder God se son. So hartlik welkom aan u. Ons gaan amptelik met die program begin deur vir Dominee Kenny van Rensburg, wie vandag ons geestelike entourage is, net te vra om vir ons te kom open met 'n gebed. So dames en here, op die stadium gaan ek vir u vra, u kan sittende bly en dan net u oë sluit. Baie dankie. Goeiemôre vriende, broers, susters, familie. Kom ons begin, dan bid ons eers saam. Here, onse Here, baie dankie vir hierdie dag. Here, ons kon vanmôre ons oë oopmaak. Ons kon 'n nuwe dag aanskou en dit so binne gaan, Here. Aan u die lof, die dank, die eer, want dis genade uit u hand. Ons dank u daarvoor. Dankie vir seëninge, dat u ons God is, dat u aan ons kant kom staan, vir ons is, en vir ons ook maar weer en weer herinner, as u vir ons is, wie kan teen ons wees? En daarom eer ons u Here. Nou Vader, u ken ook die geleentheid vandag, ook alles wat ons doen, Here, bring ons al die eer en die dank van ons harte vir u. Here, ons is hier om iemand besonders te eer, om weer eens dankie te sê, Here, ook vir sy lewe, dat u hom ook vir ons gegee het, geleen het, as leier, Here, as Vader, iemand wat saam met ons die pad kon stap, as 'n groot vriend. Dankie Here, dat ons ook kan bid, dat u hierdie dag sal seën, ons verrigtinge sal seën, alles wat gedoen sal word, dat ons dit sal doen tot eer en verheerliking van u heilige naam. Dankie vir elkeen wat u is, dat u vir ons veilig bewaar het, Here, hulle wat die lang pad moes aanpak, om hier te kan wees. Dankie dat u vir hulle veilig tot hier gebring het. Here, ons bid u seën op hierdie verrigtinge, alles wat gedoen sal word, en ons vra weer, Here, laat dit wees tot eer en verheerliking van die groot en die heilige naam. Here, ons eer u in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie dankie, Dominee. It's a celebration. Kom ons gee eer aan die Here vir hy besonderse gebed. Net 'n lekker harde klap vir die. En dit is 'n Sondag. Sleutelwoord. Die hele tyd wonder ek, hoe verwys ons kollektief na Rendel? En Dominee verklaar dit in die gebed. Rendel was 'n vriend van vriende gewees. Want jy wil elke keer van sy astronomiese, dinamiese, kreatiewe, uitsonderlike eienskappe en kwaliteite praat. But he was a simple, down-to-earth, very much humble individual who just loved to serve. Rendel van die Heever het gelewe om sy medemens te dien. En in die dat hy sy medemens wil dien, wil Rendel van die Heever altyd seker maak dat sy medemens die beste in elke situasie kry. Die Afrikaans het 'n woord wat hulle noem onbaatsigtig. Rendel van die Heever kom met 'n era uit van leierskap waar jy jouself tweede, derde, vierde stel. Want elke keer kom maar iemand wat nodig het om te eet, nodig het om te drink, nodig het om te ontvang. En dit was van die mooie dinge wat ek altyd in Rendel, my vriend, se persoonlikheid gesien het. Hy was die vertolking
van 'n skriftuurlike individu wat duidelik gerems aan die goeie Samaritaan. Hy het uit die Kaap uit verre uitgekom, nadat hy eintlik eers die Kaap omgekeer het, soos hy net die Kaap omgekeer. En toe die Kaap klaar omgekeer het, en hy voel sy werk in die stad is klaar, toe kom doen hy sy werk in Beaufortwes, in die sentraal Karoo. Baie keer verstaan ons hier regie, Rendel van die Juffrouw het eintlik nie in Beaufortwes gekom werk, hy het in die sentraal Karoo kom werk. En ja, baie dink dit was met 'n deployment gewees. Nee, Rendel van die Juffrouw se Karoo toe kom, was nie 'n ANC deployment gewees. Want die tyd wat Rendel van die Juffrouw Karoo toe gekom het, was het gebaseer op vriendskappe, sy onderwysloopbaan, die vakbond wat hy gestig het, en waarin hy so dinamiese groei verseker. In 'n tyd wat niemand geweet het, watter kant toe gaan die kleerlike onderwyser in die land gaan. Rendel van die Juffrouw die verdrukking en skuld, en saam met 'n gedigte groep waarvan Wyle Franklin Son, vandag moet ons sê Wyle Franklin Son is lyn 'n jaar later, waarvan hy deel was en hulle hierdie dinamiese struktuur in plek gesit, wat net weer waardigheid, identiteit en betekenis aan die sogenaamde kleerlike onderwyser gegee. Jy weet, 'n mens kan nie 'n boek oor Rendel van die Juffrouw skryf. Jy moet boeke oor hom skryf. Ons elkeen gaan 'n different weergawe, 'n different perspektief, 'n different uitkyk hê oor Rendel van die Juffrouw se lewe. Want dis hoe ooractief en betrokke Rendel van die Juffrouw in gemeenskapsdiens was. Baie keer het ek gewonder, how does he juggle the balls between family, passion for community, and even his job, having to earn a salary in order to provide for his family. And somehow he just know how to make that thing work. The kind of wisdom that Rendel van die Juffrouw had is immense. It's not describable, because Rendel van die Juffrouw just knows how to do it. En dan natuurlijk, sy is uitstaande eienskap. Rendel van die Juffrouw was 'n vredemaker in die naam van eenheid. Ek kyk vandag, ek praat met die member of parliament wat teenwoordig is. Ek sê vir Wendy, ons grootste gebrek is, ons het nie iemand wat weet hoe om eenheid te laat vergestaan nie. En Rendel van die Juffrouw het gelewe in dit om mense by mekaar te bring, mense met mekaar te versmelt, en van daar af saam te verseker, hy loop die pad met die mense. En dit was sy anderste kwaliteit. He never create something and not nurture. Rendel van die Juffrouw was that kind of a leader. He would nurture whatever he established, whatever he created. Soos Lyn, daar is nie manier om vir jy en die dogters dankie te sê vir vandag. Because jy het gewag en agtertoe deure beplan. En die Kaapse familie is hier en Rosalie is hier en dit werk elke keer soos 'n bom. Ek het vroeër by hulle gespog en net vir hulle gesê, baie dankie. Baie dankie vir die besonderse begrip wat julle het. Net even Beaufort make a phone call, you jump. En hierdie situasies is iets wat ons vandag moet sê en moet erken, dat as 'n fenominale vrou aan Rendel se sy, het jy geweet hoe Rendel dit sou hê. Die krou teenwoordig is Rendel se tipe krou. Stil, beskeie, rustig, vol begrip. Die lekkernye en die versierings, dis Rendel se styl. Rendel was 'n ou van klas gewees, man. Lang voor sy tyd het hy al stem gehad. As 'n mens iets so kan beskryf. En dan natuurlik die uitgesoekte gaste. Ek wil hê u moet weet, soos wat ons vandag vir u verwelkom, u elkeen het 'n besonderse definisie hoekom u vandag deel van hierdie byeenkoms is. U elkeen het 'n besonderse definisie. En ons is so besonders dankbaar vir die feit dat u gekom het, deel kom word het van hierdie pad wat ons vandag gaan loop, waarin ons die Bybel praat, Mr. Beklau, ons gaan 'n klip op Rendel se graf sit. Op sy laaste aardse woning waar sy oorskot is, gaan ons 'n klip neersit, sodat wanneer wie ook al verby daai plek loop, sal hulle weet, hier lê die gedigte, die besondere, die begripvol, die nederige, die omgee, die passie, die diensbare Rendel van die Juffrouw. Rendel was vir my 'n besonderse vriend gewees. Ek het van meester van die tyd Boeta Randy gesê. Ek weet nie hoe kom ek van Boeta Randy gesê, is maar omdat Rendel eintlik, moes ek ons oom Rendel gesê het, of ons moes meneer gesê het, maar later toe word het, Jesus.
Ek in die ANC raai later so gemakkelijk by kommer en sê, ek gaan sommer na voornaam toe. Toe ek vir my kom kry, toes ek by Rendel. En ons twee het dit mooi genutse, want ek het Rendel leer ken in die tyd toe nog vir die vakbondsake Boeverwest gekom het. Ek weet nie, jy allemaal onthou sê die groot saak van toen mijn prins Desies by Bastiaanse. Rendel het gekom sit. Sindsdien, ek weet nie wat jy dit vertel het, Rendel het gekom sit, nee, en die onderhandelinge kom doen. Hulle wil ons nou 'n werkbare oplossing kry. Iets wat vir almal sou werk. Daai was Rendel van die Heever. En Rendel het die dag en die middag, toe hulle klaar geonderhandel het, toe het ons in Goosbloemstraat 6, die Juffrou Sylvies van die Linde 6, het ons daar by mekaar gekom. En ek en Jaffe, ons was nog op die hoërskool uit gewees. En die voorreg om vir die leierskap wat daar gesit het tee te maak, terwyl hulle ons so ietsie geëet het. En daai dag het ek vir Rendel van die Heever 'n koppie tee aangebied. Ek het daai man so gestaan en kyk en vir myself gesê, meneer van die Linde praat ons met die diep stem. En dan praat hy, maar kok, hierdie kan so. Maar hierdie ou breed die hele tyd so sag, so teer, so betekenisvol, soos 'n deurdringende reën. En vir daai rede weet ek, onthou ek en Jaffe, die dag toe ons vir die achtbare Rendel van die Heever 'n koppie tee gemaak het. Rendel natuurlik weet ons het geëksisteer van onderwyser, na skoolhoof, na vakbond, founding member, na politician, na Karoo-kind, na trou in die Karoo. Ons het mekaar baie mooi oor die trouding verstaan. Rendel is met baie van ons woord, jy vat 'n blom wat aan ons behoor. En Rendel sal dit altyd net aflaag. Maar as Renske was by my, dan sê ons vooraf Rendel, jong, jy mos krag met ons is ons mens. En Rendel het hierdie besonderse ding, maar sê vir ons, ek kan nie anders as om dit te noem nie. Rendel het as 'n pa en 'n man in sy huwelik om so waardig gehandel. Wherever Rendel van die Heever go, you could see a golden line. A line filled with joy, pleasure, and good quality respect. Rendel van die Heever het geweet hoe om vir 'n mens respect te betoon. Rendel van die Heever definitely was not a racist. He was not a racist. Hy moes my baie kere praat oor my gedrag en racisme. En ek het elke keer van gesê, nou ek is hoeveel jonger as Rendel, as ek is gebore en het gegroei in apartheid, wat anders verwag jy van my? But he know the kind of person that he was. And he know what kind of tools to use to tame me. And he had the ability to calm me down. Ek sê altyd Rendel van die Heever, is 'n baie besonderse, soos Dominee in die gebed gesê, vriend onder. En baie dankie Suster. Dankie aan die dogters dat julle hierdie dag vir ons moontlik gemaak het. Maar dames en here, ek is nie die hoofspreker nie. Ek is nie die hoofspreker nie. Ek het sommer nog net alweer 15 minute gevat sonder enige toestemming. Laat my toe om soos wat ons program gaan wees, hierdie pragtige program, it is so creative, it says so much about Rendel van die Heever. Rendel was 'n planmatige mens geweest. He planned everything. Everything. Hy sou sit en eers beplan voordat hy doen, voordat hy praat. Die rede hoekom Rendel nou nooit Marius se skewe woord gebruik het, is omdat hy regtig met respek gepraat, hy het met kalmte gepraat en hy beplan voor hy praat. Anders as van ons wat aan die tong, soos die Bybel sê, die dinge nie 'n been nie. Ons raak net wild. Nou ons program, dames en here, is dat vervolgens gaan ons meneer Sabati het wat gaan praat, dan gaan ons Rosby het wat gaan praat, en dan gaan ons 'n stoet formation doen na die grafplaas toe, en dan gaan Dominique Kenny algehele beheer van die event vat, en dan gaan ons terugkom vir 'n ander vorm van geselligheid. So laat my toe op hierdie stadium, met al die verwelkomings en die dankie sê, all protocol observed, dat ek dan vir die noemlike taalkundige expert van formaat as ek kom by toesprake lei, meneer Sabat vra om vir ons na vore te kom. En is hy Sabat, maar toe word hy Sabat, en toe word hy weer so meneer by ons. 'n Onderwyser, 'n skoolhoof op sy dag gewees, en op die oomblik is hy, ek weet nie wat hulle noem nie, maar hulle is kind of die mentors van die education department in die dorp.
al die ou afgetrede skoolhoofde, wat net elke dag ouer en wyser word. Kan ons meneer Sabat 'n lekker ander klapjie asseblief dames en here. Goeiemôre aan die almal. Ek is baie dankbaar om hier te kan staan. Dit is vir my 'n blye voorreg om hier op hierdie geleentheid 'n paar woorde namens iemand wat ek baie na aan geleef het en baie lief voor was, en iemand wat waarlik omgegee het vir ander mense. Sy volle name is, hy het vir my 1 jaar toe ons in die residensiaal was, toe sê vir my, daar is 'n derde naam wat niemand juist gebruik en ken nie. Nou, ek gaan nou vir jy die derde naam ook gee. Sy volle name is Rendel, ons ken hom by die naam. Die tweede naam is Paul, en die derde naam is Zachariah van den Heever. En hy is gebore op die 15de van die 8ste maand 1950. My ander vriend, Willem Sterman, is gebore op die 20ste van die 8ste maand 1950. Daarom kon ek daardie twee datums baie goed onthou. As een verjaar, dan weet ek die ander een moet ook nog verjaar. Nou, Rendel is gebore in George. Die straat se naam is Merriman Street. Is dit reg so? Dit was in 1950. Is nou presies 75 jaar gelede. En het gesterf op die 7de van die 12de maand 2024, vandag presies 'n jaar gelede. Dit was vir my 'n groot hartseer dat ek nie die dag by die begrafenisdiens kon uitkom nie. En ek het maar altyd weer getroos daaraan, die tye wat ons by mekaar was altyd mooi tye en goeie tye. Hy was deel van ons Bouwerwes ontbytgroep, waar ons elke maand by mekaar gekom het en saam geëet het. En in daardie gesprek wat ons gevoer het, kon mense ook sien die besondere wysheid wat hy altyd geopenbaar het. Hy kon vir ons dinge baie mooi uiteensit, en ons het almal met groot aandag geluister as hy gepraat het. Nou, Rendel het ek nou leer ken deur middel van die KPO-kongresse. Die eerste kongres wat ons bygewoon het, ek, meneer Lou, meneer Brown en meneer Mann, was die kongres juist ook toe by Spesbona Hoërskool gehou. Maar as gevolg van die klomp mense wat daar was die kothuis te klein om almal te huisves. En ons is toe verskuif daarna die Technikon, waar ook wyle Dr. Son director was. Nou,
Meneer van den Heever was 'n baie deeglike 'n man wat sy werk baie fyn en haarfyn beplan het. Ek dink byvoorbeeld, as hy iets doen, dan skryf hy hom eers uit. Hy doen dit op daai manier en dan sal hy vir jou die bespreking daarvan gee. Ons gesels eendag met hom, dit was in 2023, ek en meneer De Vos en meneer Brown, toe die so 'n klein sakboekie in sy sak. Hy was altyd gewoond aan sy baadjie, of sy jas, of sy keppie, en dan het hy altyd 'n boek en papier of 'n boekie en sy pen byderhand gehad, en dan verduidelik hy vir ons dit wat hy nou oor wil praat, punt vir punt. En ons het gewonder, maar hoekom doen hy dit? Maar dit was net sy manier om dinge nie te vergeet wat hy graag wou hê ons moet gehoor het nie. Soos ek sê, hy het die skoolhoof geraak by Spesbona Hoërskool. Spesbona was 'n skool net vir seuns hoërskool. En hy was die hoof, hy het later die hoof daarvan geraak. En wat 'n besondere manier was dit nie om te sien die vaardigheid waarmee hy daai skool bestuur het nie. Ek weet sy vakke wat hy nou altyd uitgeblink het was Afrikaans en geskiedenis. Van sy oud leerder sê vir my, meneer, as meneer van den Heever vir ons die oggendseën waarneem, en hy praat nou oor Abraham, of watter geskiedkundige Bybelverhaal, dan word dit vir ons baie intensief gedoen. Dit lyk as geskiedenisles wat hy vir jou gee. So deeglik het hy sy Bybel geken, maar ook sy geskiedenis as vak in Afrikaans was uitmuntend. By Spesbona kon men sien die sukses wat hy gehad het. Onder sy leiding, glo ek, het Spesbona die beste uitslae wat hulle nog gehad het in daai jare gehad. Want Spesbona was een van die topskole in die land. As jy daar kom, dan weet jy moet net slaag met 'n asemboor. En jy gaan universiteit toe, jy leer vir 'n dokter, jy leer vir 'n ingenieur, en dit is die soort van beroepe waarin Spesbona sy leerders in uitgemunt het. Nou, ek sê ons het vir meneer ontmoet by 'n KPO-kongres. Nou, die KPO was vir ons 'n baie goeie uitkoms. Elke Junie maand, dan het ons na KPO-kongresse toe gegaan. Op verskillende plekke in die land word dit aangebied, en ons het almal daarheen gegaan, want daar was besondere leiers. Die 3 leiers wat uitgestaan het in daai tyd, was terwyle Dr. David Piet, terwyle Dr. Franklin Son, en dan terwyle meneer Rendel van den Heever. 3 manne wat ek vir myself toegeëien het as my mentors. Ek het vir myself gesê, as ek die dag nou moet onder die grond gebeere word, dan sou een van hulle 3 by daai geleentheid 'n toespraak moes lewer. Maar die Vader het anders beskik, ek moes hulle in hulle leeftyd geken het, en so kon ons ook aan hulle 3 by geleentheid 'n ere toekenning maak van hulle prestasies en hulle bydrae
wat hulle gelewer het in die onderwys. Nou by die KPO was meneer Van den Heever baie hoog aangeskryf. As hy 'n toespraak lewer, 'n referaat lewer, dan kon jy letterlik aan sy lippe hang, so goed voorberei, en die kennis wat hy dan uitstraal, uitspreek, dit kon jou baie verryk het en bemagtig het in daai oomblikke. Hy het 'n fenominale rol in die KPO gespeel. Ek dink byvoorbeeld, toe hy die presidentskap na wyle meneer Sonmans oorneem, was dit een van sy groot, sekerlik van sy drome wat hy so graag wou verwesenlik. Toe word hy president van die KPO, maar ons het geweet, dit sal nie lang duur nie, want toe raak hy uiteindelik die sekretaris-generaal van SATU. Nou, hy het 'n portefeulje bekleed in die KPO met die naam van vice-president publikasies. En elke maand het daar 'n maandblad verskyn, hulle het genoem dit die Education. Nou, dit is 'n glansblad gewees. En meneer Rendel, hy was die man, hy was die redakteur van daardie blad. Glansblad met foto's en berigte en nuuswaardighede oor die KPO. Ons het een keer hier by die huis gekom, toe soek ons inligting in een van die edukasies. Toe gaan hy in sy huis in en hy gaan haal net so 'n stek. Edukasies is allemaal gebind. Ek sê meneer Vos, meneer, kyk hoe het meneer Van den Heever daai edukasies bewaar. Hy kon vir ons een gaan uithaal en vir ons sê, daar is die fotootjie wat julle soek. So meneer Van den Heever het in daai opsig goeie werk vir die KPO gedoen. Maar hy was nie net 'n man van die pen nie. Hy kon baie goed skryf, regterwaar. Hy het foto's gedoen. As jy eens by sy huis kom, dan kan jy sien die foto's wat hier die mure hang. Alles mooi herinneringe van sy lewe en die lewe van ander mense wat hy vereer het. Hy het toe begin skryf, navorsing. So ek sê sy vak was Afrikaans en geskiedenis. En toe het hy begin skryf, hier na die 1976 onluste, toe was daar so min dingetjies vir die jong kinders oor Afrikaans. Vir al ons swart leerders wat teen Afrikaans 'n wrok gehad het, en ek dink hy het met sy publikasies probeer versoen, sodat Afrikaans dan een van die geskrifte geword het wat baie van die jong kinders kon lees. Een van sy bundels wat hy geskryf het was Tree na Vryheid. Tree na Vryheid, dit is 'n boek met baie geskiedkundige name, en dan in die boek het hy ook amper so 'n begripsvraag gestel waar die kinders dit lees en dan kon hulle dit beantwoord. Tree na Vryheid. As jy daai boekie kan in die hande kry, jy gaan nie fout maak nie. Dan het ons ook gesien sy ander publikasies. Hy het geskryf oor alternative
education. Met ander woorde, alternatiewe Afrikaans of onderwys. En baie van die geskrifte wat hy geskryf het, was in honderde uitgegee deur KPO, sodat die jonger leerde lesers dit kon verstaan en weet waarvandaan ons kom. Dan het hy ook heel wat publikasies geskryf in Engels, wat toe later ook in isiXhosa vertaal is. Dis jammer dat 'n mens daai tyd, daai waardevolle stukke wat hy geskryf het, nie nou vir ons kan gesien het nie. Dit het sulke pakke daar gelê by die kantoor, en dan soos iemand daar kom, het hier af vir jou dorp geneem, en so kom uitgedeel tussen die mense. Nou, die grootste werk wat hy aangepak het, was toe die KPO president Willem Wilson 10 jaar as president gedien het in KPO. En toe het hy 'n boek geskryf, Franklin Son, A Decade of Struggle. Nou, as jy nog nie daai boek gelees het nie, dan moet jy moeite maak om dit in die hande te kry. A Decade of Struggle, waar hy al die belangrike toesprake en die verslae wat meneer Son gelewer het hy almal in hy Decade of Struggle saamgevat. Maar meneer Van den Heever met die onderwys was sy eerste prioriteit. Onderwys was in sy bloed. En onderwys het hom bekend gemaak. En juist die onderwys het gemaak dat hy by die vryheidsstryd betrokke geraak het. As 'n mens in die pad loop, hulle vergelyk altyd 'n dominee. As 'n dominee in die pad loop, dan sien dominee seker goed. Werkloosheid, kom ons maak maar 'n eenvoudige enetjie. Werkloosheid, jy sien die vullis wat langs die pad lê, en dit laat jou 'n bietjie wonder, hoekom is dit so? En vir meneer Van den Heever was hierdie iets wat hom baie aan die hart gelê het, en daarom het hy gevoel, hy kan nie stil sit en kyk dat die wêreld verbygaan sonder dat hy sy hand uitsteek en kyk wat kan hy doen nie. En so was hy 'n baie prominente lid van die ANC, wat hy vir jare lank gedien het, en wat hy 'n groot rol gespeel het om mense se lewens te verander en omstandighede te verbeter. En dan het ons gesien met die oorgang van die nuwe demokrasie was gestig die KPO het gestreef na eenwording in die onderwys. Maar dit het altyd so 'n bietjie platgeval, en toe het hulle later begin met die stigting van SATU. En KPO was die mense wat hierdie organisasie begin het, en hulle het dit later aan van hulle lede het in die bestuur gedien, en daarom was meneer
van die Never, die sekretaris-generaal van SATU vir 'n hele klompie jare. Hy word lid van die parlement. As hy altyd so Bouwerwes besoek, dan sê ons altyd, dan hou die LP is op pad. Dan weet ons, dit is 'n wyle meneer van die Never wat in Beaufort is. En hy het vir 3 termyne het hy in die parlement gedien. En die werk wat hy daar gedoen het, was juist die werk in verband met sport en dan ook onderwys. Onderwys was natuurlik die hoogste prioriteit wat hy daarin beklee het. Nadat hy sy termyn gedien het in die parlement, het hy die kantoor van die minister Angie Motshekga gaan werk tot en met sy uittrede en toe het hy nou permanent om in Bouwerwes kon vestig. Nou, die vestiging hier in Bouwerwes het ook 'n nuwe lewe begin. Hy tree in die huwelik met jong dame soos Lyn Boesak. Ek het al leer ken daar op Delspoort. Baie getrou en baie gehoorsaam aan opdragte. As jy vir haar 'n opdrag gegee het, dan kan jy weet, dit word tot op die letter toe uitgevoer. So 'n tipe mens was hy. En daaruit is toe gebore die nuwe Roseby. Roseby is die naam van sy moeder. En as jy dink vandag Roseby en jou pa, dan weet jy was sekerlik jou pa se oogappel. Saam met Cindy en Debbie, glo ek, die waardering vir wat julle pa vir julle was, sal 'n mens nie maklik vergeet nie. Jy weet, in 2024 was dit nie 'n maklike jaar vir ons nie. Ons het altyd so met mekaar gepraat en dan sien 'n mens die boodskap is raak al minder en daar sien jy reaksie op die boodskap nie. Hy het later vir ons gesê, ons moet nou hy kan nie meer so lekker tik nie. Hy moet eers weer leer tik. En maar ons het gesien, hy is nie meer die man wat hy was en soos ons hom geken het nie. Sy gesondheid het drasties verswak, sodat hy op 'n stadium net alleen wou wees. Hy wou nie graag met vriende of meer mense rondom gehad het nie. Hy wou net alleen wees. Ons het altyd so 'n bietjie by hom gaan kuier, maar ons het ook vir onsself gesê, dit is nie nou die tyd om by hom uit te kom nie. Soos Lyn het moeite gemaak om hom met groot liefde en empatie te ondersteun tydens sy siekte. Sy staan hom by tot en met sy sterfdag. En sy en Roseby het 'n goeie konneksie gehad om Rendel met soveel sorg
te kon behandel. Dit spreek boekdele om te sien hoe hulle moes aanpas by 'n man wat so springlewendig en so helder van denke was en hulle het hom versorg en ons wil net ook op die stadium vir Suslyn en die wat verbygestaan het baie dankie sê vir die rol wat hulle gespeel het ook in Rendel se lewe. Vandag word die mooie herinneringe wat hy vir ons nagelaat het in die vorm van 'n grafsteen onthul. Mag hierdie mooi wat in hom was, mag dit voortleef in ons gedagtes, in ons herinneringe en dat ons altyd sal onthou wie en wat hy was. Ek weet op 'n stadium het hy weer gekom daar by die huis en hy sê meneer, ek het nie gesê hy het eers gesê Mr. Savi en toe later te verander hy om te hoor die man sê Batty. Te verander hy op sy naam aanspreek. Hy sê Mr. Batty, ek en jy moet gaan koffie drink. Nou as hy nooi vir 'n koffie, dan moet jy weet, dis nie net 'n koffie nie, dis dieper as 'n koffie. En die jare wat ek hom geleer ken het, ek weet daar wel spoor kan hom baie mooi onthou. Ek kom daar by my, hy vra vir my, meneer, is jy al 'n lid van die ANC? Dit was hier in die 80er jare, altyd in die 90er jare. Ek sê vir hom, nee, maar ek sê vir hom, meneer, jy is nou hier in al die papiere, skryf is om nou vir my in as lid, en onmiddellik word ek toe lid van die ANC. En op 'n dag kwam daar iemand, daar in die buurt uit, en hy vra my, ja meneer, jy kom ons hier in Helspoort, jy het ons in die botter geval, nee, maar jy sê lid van die ANC nie. Toe haal ek my kaartje uit, ek sê van, kyk daar, wat staan daar? En hy kon vir my toe baie mooi sê, meneer, nou is ek daarom baie trots op jou. So, meneer Van die Heever, ek eer jou vir dit wat jy gedoen het, en as ek nou terugdink aan sy rol by die skool en die koshuis daar, dit is 'n les op sy eie, wat ek nie nou kan vir jy vertel nie, want anders gaan dit later dan te lang vat, en jy raak moeg, en jy raak verveeld, maar dis 'n stuk geskiedenis op sy eie daardie. Miskien, as ek die moed het die dag, dan moet ek dit op skrif stel, sodat die mense wat agter is, dit miskien kan lees, en dat hulle kan verstaan, waarom meneer Van den Heever in Nelspoort so 'n prominente rol gespeel het. Meneer die seremoniemeester, baie dankie vir die tyd wat ek hier kon 'n woordjie praat. Ons sê maar net vanmôre, mag die vrede rus, mag meneer Rendel in vrede rus, en mag sy nagedagtenis, die mooi dinge, altyd vir ons mooi wees. Baie dankie. Mr. Sabha, baie dankie. Daar is twee soorte mense. Daar is mense en daar is educators. Jy kan maar wat in die lewe gaan doen.
Daar's twee soorte mense. Die educators benadering is anders as die mense benadering. En dit is so gekend aan Mr. Sabat se metode. You will always acknowledge the MC for the opportunity om 'n paar vleiende woorde te spreek. Ek dink sis Lyn en die dogters, die hart het nou so 'n bietjie berusting gekry. We heard about Rendel. We could see Rendel. Op een moment sê ek vir myself, wat as hy nou daar ingestap het? Met 3 persone, en you would have not noticed hoe Rendel van die Heer is. Want hy is die humble, very shy, great giant of a man. And once he starts speaking, you hear the deal. Dankie Mr. Sabi en dankie Mr. De Vos, Peter Virgin, die oud skoolhoofde, Mr. McLeod vir die verhouding wat u met meneer Rendel van die Heer gehad. Ek voel ook nou om meneer Rendel van die Heer te sê. Daar is vir u inligting, daar is 'n hele paar inwoners van Bouwes wat leerders was by die skool in Echtborn. Wat as hulle kon praat van die skoolhoof en sy metodes wat hy gehad het. So baie dankie vir die opregte skets en oorsig van sy lewe. Ek is baie swak met name. Ek wil ook onderwyser word. Can you believe it? Ja, nou kan ek aan dink, ek was so 'n bok geweest. Ek was toe heel per toeval weggejaag geweest. My politiek, ek gaan nou my hoof, directeur was Dr. Fredericks geweest. Ek ben weggejaag van die school, van die college af. Want ek het vir die een schoolhoof gesê, jy sê nie, sê jou school, jy is te lief vir die boere, dit is ook om jy nie respect. En ek dink ek nooit dit vir die hoof sê nie. En toen heb ik gerapporteerd en toen moest ik college mee laten gaan. Maar, mijn één zwak kwaliteit als onderwijsstudent destijds was die kwestie van namen geweest. Dat is schrikkelijk gesukkel met om die kinders namen te onthouden. Al die moslimkinders in die kamp. Allemaal zijn middelnaam is Mohammed. En toen zei ik, moest maar Mohammed zijn. Toen die dingen zo lekker gewerkt hebben, heb ik daarvoor ook ingeroepen. Toen zei ik, kan je nou weer gesproken? I just say Muhammad, and everybody is Muhammad, so I will be patient if they call you Muhammad. Yeah, but say, but the different name is well, Abdurrahman. I said, no, I don't know he's Abdurrahman. Be satisfied with Muhammad. En dat is een beetje strieveling, en dat heb ik ook tegen mij verteld. So ik heb mij verteld, hulle het my verjaarsdag geskors. En toen was over die minister was bij die, Windy, wat was zijn naam nog weer? Hij was eigenlijk bij die NPA geweest. Hij was die welzijnminister, toen hij geld gesteld, dus hij tronk toe. En toen hij bij die college kwam, toen dokter Boesak ook daar zo. Dus hij nog eigenlijk eerwaarde Boesak. Toen had hij nog gepraat. Toen sta ik op en ik zei van, jij skel hem die gaat nog tronk toe gaan. En vraagt hij maar na, hij gaat niet tronk toe. Maar ik is toen op die scoreslijst gezet. Just like het was er een dag in de kamer geweest. Maar wat ik wil zeggen van die namen doen, is ik was niet goed om die namen te onthouden. Maar ze is Lyn en Rendel sê die dag vir my, Roseby, toe ek vir Roseby ontmoet nie as 'n barbecue. Hulle sê die naam, en hulle sê waar die naam vandaan kom, van Rendel se mami af. En ek gaan nie glo nie, van die dag af het ek nog nooit die naam Roseby vergeet. So ek het my konnotasie so gemaak, in George is aan ons 'n Rose Moor. Daar so gebied. En die kind se pa kom uit George, en die was haar pa se ma se naam geweest, en Lekola Roseby. En ek het die naam regtig waar onthou. So I had to do that. It's like jy sê bakens op. So vervolgens op ons program gaan ek na vore roep ons eie pragtige dogter, niemand anders nie as Roseby van den Heever. Kan ons baie lekker aan die klap gee. Morning everyone. My name is Roseby Randall van den Heever's youngest daughter. Obviously most of you know that by now. I'll be giving my speech in English today, as all of you can already tell. And I hope everyone will obviously be able to follow along. Firstly, I want to thank each of you for being here today to honor and remember my dad. Your presence means more than I can express, really. On days like this, when we gather to celebrate a life that shaped so many others, I'm reminded of the power of community, something my dad believed in deeply. He always said that people coming together is one of the greatest signs of respect and love. And today you're doing exactly that. My dad lived a life of purpose. He wasn't just a man who worked hard. He was a man who worked with heart.
He was a dedicated politician who cared deeply about his community and the people in it. To him, politics wasn't about power or position. It was about service. It was about using his voice to give others a voice. It was about standing up when something wasn't right, even if he was standing alone. He believed in fairness. He believed in opportunity. He believed that a community should lift its people up, not leave them behind. And everything he did, from the conversations he had to the decisions he made to the people he helped, reflected that belief. If you ever spoke to him, even just once, you know he listened, like really listened. He remembered your name, your story, your struggles, and he carried those stories with him. They motivated him. They grounded him. They reminded him of why he did what he did. But beyond his career, beyond the public side, that many people knew, there was the private man, the father, the mentor, the protector, the friend. He was a teacher in many ways, not just the kind who stood in front of a classroom, but the kind who taught through living, through his strength, through his respect for others, through his courage to stand firm in what he believed was right. He taught lessons without needing to explain them. You just learned by watching him. He believed in people's potential long before they believed in themselves. If you doubted yourself, he had this way of looking at you like, are you crazy? Of course you can do it. And suddenly you believed you could. As a father, he loved his daughters in a way that didn't need big announcements or performances. His love was in the way he showed up, the way he supported us, the way he spoke about us to others, the way he worked to build a world where we would be able to feel safe, valued, and capable. Each of us knew a different version of him. We learned different lessons from him. We hold different memories of him. Those pieces, all unique, all personal, come together to create the full picture of who he was. A leader, yes, but also a dad. And dads don't come with just one definition. They're complicated, layered, sometimes quiet, sometimes loud, sometimes strict, sometimes soft, but always present in the ways that matters most. And even though I may not know every detail of my sister's childhoods with him, I know this. His love shaped us, all in our own ways, and that love didn't disappear when he left this earth. It lives in us. It shows up in the decisions we make, the way we treat others, the strength we carry in this world. Losing him has been one of the hardest moments of my life. Grief is strange. It doesn't come once and leave. It comes in waves. Some days I feel strong, and other days the smallest things makes me miss him so deeply that it knocks the air out of me. There are moments when I still wish I could talk to him, moments where I wish I could hear his laughter or his advice, or just his voice telling me that everything's going to be okay. There are days when I wish I could sit with him, even in silence, and just feel his presence beside me. At the funeral, I couldn't find the words. My heart wasn't ready. The pain was too raw, the loss too fresh. So today I want to say the words I couldn't say then. Dad, thank you. Thank you for everything you gave. Thank you for your guidance. Thank you for your courage. Thank you for your patience. Thank you for your love, the loud moments and the quiet ones. Thank you for the parts of yourself that you left in each of us. Thank you for showing me strength even when you were tired. Thank you for teaching me kindness even when life wasn't kind. Thank you for being a father in the way only you could be. Your legacy doesn't live only in your work. It lives in your daughters. It lives in the people you helped. It lives in the stories we carry. It lives in the lessons we learn from watching you. I once heard someone say that a person only truly dies when they are forgotten. If that's true, then my dad is very much alive in each of us. He lived in our memories, in our words, in our laughter, and in the values we carry with us. His light didn't go out. It simply changed forms. It became the light we carry forward. Today, as we unveil the stone that marks his resting place, we're not just remembering a life now past. We're honoring a life that still echoes. We're acknowledging the impact he had on this community, on his friends, on his family, and on anyone who crossed his path. Dad, we love you, we honor you, we miss you more than words can describe. But we carry you with us in our hearts, in our decisions, in the way we walk through this world. Your journey on earth may have ended, but your story continues through us. May you rest in peace, Dad.
Your light continues through us, and we will carry it proudly, always. Thank you. Terwijl ik naar die lied luister en naar ons bezien, besef ik er toch staan bij deze atmosfeer. Deze atmosfeer. It's something that says the gentle kindness of the late Reno van der Heever is present. En soos Lena as ek iets kan sê namens Rendel, so ek vir jou sê, Rendel sê baie dankie. Hy sê baie dankie. You did good. And whatever mistakes you've made in the past year, Rendel sê, it's a learning curve to be a widow. It's something new. Keep on learning. Keep on growing. And give it your best at all times. Hy het genoeg met jou gelos om te weet wat jy moet doen en hoe jy dit moet doen. Maar laat jou toe met geduld om in hy spes te groei. En ons bese input laat my net weer besef toe ek Rendel se dogter groet vanoggend. Dat Rendel die vermoë gehad om net powerful, pragtige kinders in die wêreld te bring. En ons almal sit met 'n challenge. Kan ek vra dat die 3 susters gou opstaan? Would you please rise? So there's this huge challenge about the legacy of Rendel van der Heever. And that is that somehow he might disappear in history because of the lack of So in die afwesigheid van 'n lewensoorsigg van Rendel van der Heever gaan ons alles wat in ons Sabbat gesê het. Ons gaan nooit vir Rendel van der Heever, die pa, die maestro, die innoverende, skepende, ambassadeur van vrede, eenheid, diensbaarheid, ons gaan hom nooit sien. You guys had a responsibility to come together, use us, everybody in this room has some history with Rendel. As dit beteken met 'n Sabbat met 'n hoofstuk skryf, as dit met Cloud met 'n hoofstuk skryf, as dit beteken die naam van. As dit beteken Dominee, as dit beteken Marius, 'n hoofstuk skryf, dan moet ons dit skryf. En dan moet ons te mekaar sit, because member of parliament ek voel, dis 'n ding wat ons moet doen. Even if you know the history of Windy Pleitjies en Rendel van der Heever, is 'n lang uitgerekte geskiedenis. If you know the administrator, the ANC office in New Street, since late Musa, is 'n lang geskiedenis. We need to put the pieces together so that a Converwes Karoo product can go into the world about a person that once walked the earth, serve God's people to the best of his ability and create phenomenal change. So, sisters, ek voel die instruksie is, you need to start with the 3 of you. And if the 3 of you activate this thing, if you ignite it, then you involve us in whatever way you desire. Maar kom ons kyk, as ons al weet oor 'n jaar van nou kan sê, there's some product, of oor 2 jaar, but there will be a product that says, the walks and the footsteps of the gentle giant who walked the earth serving God's people. Baie dankie, 3 sisters. Can you take your seats? Dan het ek net die 2 laaste afkondigings. Ek sien ons is baie mooi in ons tyd. Die eerste afkondiging is, I am shocked, but I'm also glad. Die kind het nie met my kom praat nie. Maar Roosbeet 'n boyfriend. En hy boyfriend wil amper Rendel se features en hy het selfde vrede op sy gesig. Toe sê ek myself, die klonk, ek gaan iewers kom check, maar gaan nou los is. Maar ek het ook al redelijk beïndruk hoor. Ek sê, het julle nie Roosbeet boyfriend? Roosbeet wil net sonder met ons te praat. Maar ons moet aanvaar, Roosbeet Groenbos. Dan net ek nog iets, die ANC te DJ. Die ANC te gevaarlike DJ. You weet wat go op my box aangaan, maar ek sien nou die ou tokken so. As dit fenomenaal. Nou verlede Saterdag, Marius, het ons 'n begrafnisdiens gehad, waar daar 'n nuwe kerkgenootskap gestig was. Dit bestaan uit 'n voorsinger, dis Dominee van Rensburg se vrou. Dan bestaan dit uit 'n prediker, dis Dominee van Rensburg. En ek was die blomme boy gewees. Toe was ek sommer net Abel van Hof saam met Dominee in sy ministry beweeg.
So dames en heren, die instruksie van dominee is as volg. Ons gaan van hier af nou na die grafplaas toe gaan, maar ons gaan in 'n stoetformaat gaan. So niemand moet nou afwykie, dominee ry ons voor. En ons gaan die stoetformaat volg, soos die paar voertuie wat hier is. Ons gaan teen 'n spoedry wat dominee gaan bepaal, so moenie ongeduldig raak en wil shortcut vat nie. En as ons by die graveyard gaan, dan gaan ons die graveyard betree, soos wat die stoet die graveyard betree. Because today ons redo nie, but we relive the day in celebration when we come and we put the stone of acknowledgement on the last resting place of the late Rendel van der Heever. Op die stadium wil ek vir u sê baie dankie vir u goeie samewerking, baie dankie vir u geduld en net en laaste ook, na die grafsteen onthulling gaan ons weer terugkom na hierdie event. En net soos net baie dankie dames en here. Ek sê ook welkom aan my collega hier, dominee Julies. Ek gaan tot vra vir ons gebed voor te gaan. Kom ons sluit ons oë na woord van gebed, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, Here, U is heilig, U is God. Here, dankie dat ons vanmiddag hier by mekaar as gemeente, gemeenskap, Here, saam met hierdie familie, om ook opnuut weer die lewe van ons ontslape broer in herinnering kan roep. Ons dank U, Here, vir sy lewe en die impak wat hy gemaak het. Dankie, Here, dat hy 'n stem kon wees, Here, vir die stemloses. Hy het gestaan, Here, waar U gestaan het. Here, vir die ontregtes het hy gestaan en daarvoor geveg. Dankie vir sy lewe. En nou bid ons, Here, dat hierdie grafsteen vir hierdie familie 'n teken sal wees, Here, van herinnering. 'n Teken sal wees van troos en van bemoediging. Dat hierdie grafsteen 'n teken sal wees, Here, dat hulle nie alleen is nie, maar dat die Here hulle metgesel is. Ons bid nou, Here, dat U alles wat nou hier gedoen sal word, vir U eie rekening sal neem. Seën alles, Here, ook Dominee Kenny, Here, wat ons ook sal voorgaan, Here, in die skrif en ook in die verkondiging en die gedagte om die familie verder van die woord hier vandaan verder te bemoedig. Kom, Here, word verheerlik in ons midde, maar ook in elkeen van ons lewe. Want ons bid en vra dit in Jesus se naam met baie danksegging en eer. Amen. Julies. Vriende, familie, ek gaan so 'n versie of 2 saam lees. Bekende gedeelte in Hebreërs 11 waar dit gaan oor die geloofshelde. En as ons die woordjie geloofsheld hoor, en dan dink ons onmiddellik ook aan ons geliefde Rendel van der Heever. En dan staan daar in Hebreërs 11, geloof egter is sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. Ek lees nou uit die 2020 vertaling. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar met lof aangaande die mense van ouds getuig is. Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Gevolglik het dit wat gesien word nie uit sigbare ontstaan nie. Deur die geloof het Abel 'n beter offer as Kain aan God gebring, waardeur getuig is dat hy regverdig was toe God oor sy gawes getuienis gelewer het. En deur geloof praat hy nog steeds, al het hy gesterf. En dan lees ons verder ook van al die ander geloofshelde, die
Die Hebreërs skrywer noem van Henog, hy noem van Noag, hy noem van Abraham, die groot geloofsvader. Deur die geloof was deur die geloof staan daar elke keer in hierdie gedeelte. Ek dink as ons by 'n plek verbyry, dan is daar iets wat ons herinner. Dit is 'n begrafplaas. En dit is natuurlik grafstene. Dit herinner ons, daar rus mense, daar lê mense. Ons lees in die Bybel ook baie keer van grafstene. Op 'n stadium in Genesis 35 vers 20 staan daar, Jakob het ook 'n grafsteen opgerig vir sy vrou. En as 'n mens nou so na die grafstene kyk, dan sien jy verskillende tipe grafstene, verskillende vorms, en baie keer dan maak iemand 'n grafsteen wat jou ook laat dink aan die persoon wat daar rus. Maar as een ding of iets wat op elke grafsteen verskyn, en ons kan dit ook sommer sien hier by hierdie grafstene, wat alreeds hier sigbaar is, die persoon se naam, en dan ook sy geboortedatum, en dan ook sy dag, of haar dag, toe hy of sy gesterf het, die begin en die einde. Maar by baie grafstene sal jy ook sien, ek sien nou nie almal het dit altyd nie, maar by baie grafstene sal jy sien die geboortedatum en dan ook die sterwensdatum, maar tussen die twee is daar so 'n streepie. Jy sal baie keer oplet, tussen die twee is daar so 'n streepie. En eintlik is die streepie die belangrike aspek van daardie grafsteen. Die datum van geboorte is daar, die datum van sterwe is daar, maar die streepie sê iets van daai persoon se lewe, wat nie daar staan nie. En ons kon nou ook, deur dit wat broer meneer Sawat met ons gedeel het, kon ons iets van die streepie ervaar. Die dag toe hy gebore is, en wat dan gebeur het in sy lewe, tot die dag toe hy gesterf het. In Efesiërs 5 skryf die apostel Paulus iets baie interessant. Dan staan daar in vers 15, let daarom sorgvuldig op hoe julle leef. Nie as onverstandiges nie, maar as wyses. En as Paulus hier sê, let daarom sorgvuldig op hoe julle leef, en dan verwys hy eintlik na die streepie, tussen die geboortedatum en tussen die dag wanneer ons sal sterf. Die geloofshelde waarvan ons lees in Hebreërs hoofstuk 11, leer vir ons iets oor die streepie. Hulle geloof in die Here Jesus Christus. Die skrywer praat van hulle geloofslewe. Hy sê onder andere, Abel het deur die geloof 'n beter offer gebring as sy broer Kain. Abraham deur die geloof, wat alles eintlik maar verwys na die streepie tussen die dag toe hulle gebore is en die dag wat hulle dan gesterf het. In Hebreërs 11 sou ons inderdaad ook vandag kon sê, is grafstene opgerig vir geloofshelde. Grafstene opgerig vir geloofshelde wat iets sê oor die streepie, wat iets sê oor hulle lewe, en baie belangrik, wat iets sê oor hulle geloof in hulle Skepper, geloof in die Here wat hulle hier geplaas het op hierdie aarde. En wat dan ook die doel, die roeping, die taak waartoe die Here hulle geroep het, dan volvoer het en ook dit uitgerig het. En vandag as ons hier staan om hierdie grafsteen te onthul, dan is dit ook vir 'n geloofsheld. Iemand
wat ons nie net kan praat oor die dag wat hy gebore is en so sterf nie, maar ons kan praat oor die streepie, die tussenin lewe, wat daar gebeur het. En mense kan nou op verskillende maniere daaroor praat en dinge daaroor sê, maar u wat vir Hendel geken het, sal weet, en ons sluit aan by wat meneer Sawat gesê het, en soveel ander gesê het, dat sy lewe was inderdaad die lewe van 'n geloofsmens, 'n geloofsheld. Sy lewe was inderdaad die lewe van 'n daadmens. Iemand wat nie net gepraat het nie, maar gedoen het. 'n Streepie wat verwys na 'n doenmens, na 'n omgee mens, en dink soos Dominee Julius nou ook gebid het, wat vir hulle wat nie stemme gehad het, die stem was, vir hulle wat die onregverdigheid moes ervaar, dan ook vir hulle ingetree en ingestaan het, die geloofsheld, die groot daadmens, omdat die streepie daarop wys, hy iets verstaan het van die roeping wat die Here geplaas het op sy skouers, die roeping waartoe die Here hom in hierdie wêreld geplaas het, as 'n omgee mens, iemand in die voetspore van die Here Jesus Christus, om te doen waartoe die Here hom geroep het. 'n Streepie wat sê, hy is die man het gebore om weer eendag te sterwe nie, maar 'n streepie wat sê, hy het voluit geleef, na die roeping waartoe die Here, sy Skepper hom geroep het hier op aarde. En is ons gebed vandag, soos Lyn en die kinders, dat hierdie grafsteen, juis vir julle ook sal herinner daaraan 'n geloofsheld. Iemand wat gedoen het, wat die Here op sy skouers geplaas het, dit voluit geleef het, 'n daadmens, 'n doenmens, wat die roeping en die taak wat die Here op sy skouers gelê het, met groot agting en eer uitgeleef het, wat hier was om nie net maar te kom en weer te gaan nie, maar om te leef volgens dit wat die Here op sy skouers geplaas het. En as ons vandag hierdie steen onthul, dan is dit ons gebed dat julle dit sal onthou. Hierdie tipe mens wat hy was, ons kan amper sê die streepie mens, die voluit gelewe mens, nie net gebore om te sterwe nie, maar om voluit te leef, dit wat die Here op sy skouers en in sy hart geplaas het. Mag hierdie grafsteen vir julle daardie troos gee, vir julle daardie versekering gee, en ook die hoop, dat hierdie selfde Here wat in sy lewe geleef het, dan ook vir julle verder sal lei op hierdie pad. Daar is nou nie 'n spesifieke formulier vir 'n grafsteen onthulling nie, maar ek sluit aan by dit wat die begrafnisformulier vir ons sê, dat as daar in die begin staan, ons hemelse Vader het vir julle 'n vader, 'n eggenoot gegee, iemand wat voluit geleef het. En alhoewel ons die dood ervaar as 'n verlies, kan ons ook die grafsteen sien hier as deel van die wins. Dat ons lewe tot eer van Christus sal wees, en daarom ook ons sterwe tot eer en 'n wins vir die Here Jesus Christus sal wees. En mag hierdie grafsteen dan ook vir julle elke dag herinner dat hy is die God wat vir ons dra, wat ons smart verlig, wat daar is vir ons, en ons met sy liefde en sy krag bystaan, as ons dan ook hier vandaan verder gaan. Mag hierdie grafsteen ook vir julle herinner daaraan dat hierdie Here gesê het, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En dis wat ons vandag ervaar, al het Rendel ook gesterwe, ervaar ons iets van die lewe wat hy ook geleef het. En daarom is ons baie keer miskien maar hartseer, ons dink terug met 'n traan, baie keer in ons oog, maar ons het hoop. Ons is mense wat in hoop lewe, omdat Christus die graf oorwin het, en die grafsteen juis vir ons 'n teken is, Jesus het die dood oorwin.
En daarom kan ons saam met die apostel Paulus ook sê, as ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here. Soos weer dink aan die streepie, as ons lewe, dan leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, dan sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons dan sterwe, amen, ja waarlik, ons behoort aan die Here. Of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. En dit sluit aan by Paulus se woord dat niks ons kan skei van die liefde van ons Here Jesus Christus nie. Aan hom wat ons Here is, wat vir ons die versekering gee, dat niks ons van sy liefde kan skei nie. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Kom ons bid weer saam. Here, baie dankie vir die kosbare woord, die waarheid ook vanuit u woord, Here. Dat u vandag ook vir ons weer die hoop gee om aan te gaan. Dat hierdie dag, Here, nie 'n dag van seer of pyn is nie, maar 'n dag van vreugde. Omdat ons kan deel met mekaar, Here, daardie streepie in iemand besonder se lewe. Dat hy geleef het en dit, die roeping, die taak wat u op hom gelê het, Here, dit ten volle uitgevoer het en gedoen het wat u van hom gevra het en verwag het. Here, baie dankie dat ons op hierdie wyse ook sy lewe kan herdenk. Op hierdie wyse ook sy lewe, Rendel van der Heever, se lewe kan eer. Here, kom seën dan ook alles hier verder, ook wanneer ons hierdie grafsteen onthul, Here, dat u ook daarin verheerlik sal word, dat dit vir ons sal herinner, ook aan u liefde en u omgee vir ons. Here, ook soos Rendel vir mense lief was en omgegee het. Kom seën dit alles, Here, in die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons gee nou geleentheid, soos Lyn, persoon wat nou die steen sal onthul, die doek sal aflei. Roosbie vra of vir wie vra om die woord te lees? Roosbie gaan dit doen. Sal Roosbie dit doen. Roosbie, sal ek vir ons voortgaan? Die ding lees. Maar ek moet alles lees. Ja, die hele woord. Van den Heever, in loving memory of Randall Paul Zachariah, husband, father, brother, and grandpa, the 15th of the 8th month, 1950, the 7th of the 12th month, 2024. Under his wings you will find refuge. Baie dankie. Under his wings you will find refuge. En dit is ook ons gebed, dat ook hierdie under his wings, ook julle die beskerming, die vrede, die genade van die Here sal ervaar. Kom ons bid weer saam. Here, onse Here, baie dankie ook vir die versekering en die wete dat ons onder u vleuels beskerming, genade, goedertierenheid en u liefde ervaar. En as ons gebed, Here, dat u ook vir hulle as familie, soos Lyn, kinders, Here, onder u vleuels sal neem. Dat hulle sal weet, Here, hulle ook hulle beskerming by u sal vind en sal weet dat u ook die vleuels oor hulle uitstrek. Ook hierdie pad vorentoe, Here, dat u hulle God is, hulle God sal bly. Here, ons dra elkeen in die op wat weer op pad sal gaan. Ons bid dat u elkeen veilig sal lei en sal bewaar
op hierdie pad, Here, en veilig weer by hulle bestemming sal aanbring. Kom seën alles, Here, dat ook hierdie onthulling ook tot eer van U naam sal wees. Ons dank U vir alles, U genade, U liefde, U goedertierenheid. En mag ook nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, met die elkeen wees en bly, van nou af tot in ewigheid. Amen. 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 Weet jy of daar nog iemand is wat iets moet sê of doen nie? As het maar is.